Elke keer as ek daai lied sing, dan is dit of ek so 'n swaarheid op my hart kry. 'n Swaarheid op my hart kry, want ek weet wat het Jesus vir my gedoen. Ek weet wat het hy vir my gedoen aan die kruis. Ek weet wat het hy vir my kom doen, waarvoor hy hier was. En vanmôre is dit Vadersdag en ons kan net sê, Vader, baie, baie welkom. Dankie my God dat U altyd hier is. Dat die Here altyd saam met ons beweeg, saam met ons is, oral waar ons gaan, is ons Vader saam met ons. Wat 'n wonderlike voorreg is dit. Ja, dis goed, ons vereer ons aardse vaders, dis wonderlik, is regtig goed, om te kan sê, Papa, baie gelukkige Vadersdag, geseënde Vadersdag vir jou, dis wonderlik, dis reg, daar's nie fout nie. Maar wat 'n wonderlike voorreg is, dat ons 'n Vader het, vir wie ons Papa kan sê, 'n koning vir wie ons Vader kan sê. 'n Koning. Dit maak 'n mens net weer besef, wie is ons eintlik? Ons is koningskinders, ons is nie enige mense nie, ons is koningskinders. En dit is spesiaal. Groot spesiaal. Nou ja, vanmôre se tema wil ek net vir julle sommer so deurgee. Die tema vanmôre van my boodskap is eintlik baie uniek. Ek het so met die Here gepraat hierdie week, hierdie afgelope ruk. Here, U weet my God, dat U het my geroep. En ek wil vir U sê, as God U roep om iets te doen, as God U roep om sy kind te wees, wat hy vir elke een van ons geroep het, het hy vir elkeen van ons 'n plek en 'n werk. Maar ons moet besef waar ons inpas en wat ons moet doen. Nou vanmôre wil ek begin met 'n baie interessante deel, en ek gaan nou vir hierdie skrif lees. Ek gaan net vir julle net so 'n bietjie geskiedenis skep rondom die tema van die boodskap. Oor erflik en afgesonderde amp. Oor erflik en afgesonderde amp. Nou dit klink baie maklik, as iemand iets erf, dan erf hulle dit van 'n pa of 'n ma af, iemand wat tot sterwe gekom het, en daai persoon erf iets wat pa of ma vir hulle gelos het. 'n Lang rukkie terug het ek 'n boodskap gebring by 'n begrafnis, en ek het vir die mense gesê, wat los ons vir ons kinders die dag as ons doodgaan? As ek en U hierdie aarde verlaat, wat los ek agter vir my kinders, sodat hulle kan aangaan? Ek praat nie van geld nie. Geld is soos water in 'n kind se hand, want hy gaan dit gebruik vir iets anders. Hy gaan dit gebruik vir dit wat hy dink is belangrik. Wat pa dalk gedink, nee, hierdie is meer belangriker, gaan Boetie dink dis meer belangriker. Of Sissie gaan dink dis meer belangriker. Jy sien, dit gaan nie oor geld wat ons nalat, 'n nalatenskap wat ons los vir mense nie. Dit gaan nie oor iets wat jy kan sien en sê, hierso's vir jou 'n klomp geld in die bank, hierso's vir jou 'n mooi kar, daar's vir jou 'n wapen, daar's vir jou 'n dit. Want dis mos wat paas doen, hulle los mos altyd 'n wapen na vir seun, en al soos ek nou, my karretjie collection is Derek se, en daai wapen is daai seun se, daai een is daai seun se, en ons los vir iemand iets hierna. Wat wonderlik is, daar's nie fout met dit nie. Is mooi en is lekker om iets te hê van jou pa af, wat syne, wat spesiaal vir hom was, wat jy kry en jy sê, ekskuus tog, dis myne. Dit was my pa se, en kyk hier, dis nou myne. En dis besonders. Dis regtig iets besonders. So dit is 'n nalatenskap wat ons doen, en ons los iets na vir ons kinders. Maar moet God werk dit ook so? God het 'n nalatenskap vir ons gelos. Het klaar vir ons 'n nalatenskap. Ons moet dit net beerwe, maar ons moet nog werk daarna toe. Nou ek gaan nou vir jou die hele ding bymekaar bring. Ons moet werk na iets toe wat ons moet nalat. Ek kan nie vir jou sê ek los vir jou iets as ek net mooi niks het vir jou om te los nie. As ek nie R10 in my bank het nie, en ek wil vir jou R10 los, hoe gaan ek vir jou R10 los, want ek het nie R10 om vir jou te los nie. So ek moet werk na iets toe, sodat ek wel 'n nalatenskap kan los.
Papas wat hier sit vanmôre, wie van julle wat gaan jy los vir jou kinders? Wat gaan jy los vir jou vrou, as jy dalk teruggaan, en hierdie lewe verruil vir die hiernamaals, voor jou eggenoot? Wat los u vir jou eggenoot na? Wat los u vir hulle? Iets spesiaal. Al jou skuld en al jou probleme, dis nie wat ons moet los nie. Ons moet iets spesiaals los. En daardie ding wat ek en u los, is so mooi. En ek gaan dit gou vir u verduidelik. 'n Oorerflike en afgesonderde amp. Kom ons begin in die Ou Testament. 'n Oorerflike amp wat oorerflik was. Aaron was die eerste hoëpriester van die tempel. Aaron was die eerste. Aaron, naamgenoot, was die eerste hoëpriester van die tempel. En weet jy wat is baie besonder, dat God sê, hy het Aaron afgesonder met sy hele gesin. Hoekom? Want hulle moes heilig lewe. Want sy seuns was geroep om priesters te word, en sy vrou en sy kinders het almal in die tempel gewerk. Hulle het tempeldiens gedoen. Almal. God het elke een geroep. U sien, dis baie besonders, en ek sê dit nou vanmôre vir u. Ek wil hê jy moet mooi verstaan, en ek is bly my kinders is ook hierso. Behalwe Kriek, hy moet gewerk het vanmôre. Maar prys die Here dat my kinders hier is vanmôre. God het elke een van hulle geroep om tempeldiens te doen. Want die dag kom, wanneer ek, wat die Here miskien aangestel het as die opsiener vir hierdie gemeente, moet ek eendag iets vir iemand agterlaat. Ek moet iets vir ons kinders los, wat hulle mee kan aangaan. Is dit nie so nie? Ek moet iets los, maar hoe gaan ek iets los, as ek nie iets gebou het nie? Hoe gaan my kinders verstaan om iets oor te vat, as hulle nie gebou het daaraan nie? Hoe kan jy vir iets vir iemand gee, wat geen idee het, wat om dit te doen nie? Wat geen kennis het daaroor nie? Jy sien, Aaron, hulle was in die tempel, en hy was die hoëpriester gewees, die heel eerste hoëpriester van die tempel. En hy moes werk in die tempel, want hy het 'n paar werke gehad, jy sien. 'n Priester moes in God se heiligdom dien. Wat moet ek doen as prediker? Ek moet in God se heiligdom dien. Presies dieselfde. God het my as diensknegt aangestel om te dien in hierdie gemeente. Ons het 'n liedjie nou gesing, if you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Not just one or two, or the three or the five you picked out. Nee, a servant of all. Wat beteken dit? Nie net die mense wat in hierdie kerk sit vandag nie, die mense daar buite ook, om 'n servant te wees van ander mense ook. Beteken, nie dat jy met die vloerlap vir hulle wees nie, glad nie. Maar ons moet daar wees om hulle op te tel as hulle stikkend is. Ons moet daar wees om hulle te help waar ons hulle kan help, want God het ons geroep vir daardie diens. En soms doen ons onsself te na om iemand anders te help. Dis 'n feit. But that's what God called us for. Dis waarvoor die Here my en u geroep het. Jy sien, daar's 'n verskil. Ek gaan dit nou terugbring mooi in die Nuwe Testament in, sodat jy almal besef. Ja, maar pastoor, ek is nie 'n pastoor in 'n kerk nie. Het jy geweet die Here het jou geroep, priester? Priester van die huis. Hoëpriester van die huis. Christus is nou ons hoëpriester, maar ek gaan nie nou op dit nog nie, gaan nou daarop aangaan. Maar jy, broer, wat by die huis is die priester van daardie huis, is die priester van daardie familie. En daardie het 'n werk wat hy moet verrig. Die eerste een is, priester moet in God se heiligdom dien. Waar is die heiligdom van jou? Op hierdie stadium is jy dalk net by die huis. Ja, jy moet dit hier dien. Maar waar moet jy nog dien? In jou eie huis. In jou huis moet jy dien.
Hoe moet jy dien? Jy moet dien as priester van die huis. En 'n waardige priester is wat? 'n waardige priester kan geken word aan sy wie hy is, wat hy doen, hoe hy leef, hoe hy ervaar word, wat hy vir ander beteken. Ek vat nou maar net 'n paar voorbeelde. Is ons ware priesters van ons huise, is ons ware priesters, sodat mense na ons en ons kinders na ons kan opkyk en sê, my pa het vir my iets gelos. My dad left me a legacy. What is that legacy? To honor and serve God. Dis die legacy wat ek los. Dis die nalatenskap is die mooi Afrikaanse woord. Die nalatenskap wat ek wil los eendag, sit hier. Die mense wat in hierdie kerk is, wat hier kom sit, sal eendag daardie nalatenskap sien. Hoekom? Want hulle dien in die tempel. U sien nie almal wat hier kom sit in wat dalk op die bank sit nie, dien dalk nie. Maar jy vergeet, jy onthou nie mooi nie. Elkeen het 'n doel, elkeen het 'n diens, elkeen moet iets verrig. Ons hoef nie te sê, maar ek hoef niks te doen in die kerk nie en ek kom sit net. Wie wat, dan gaan jy dit by jou huis ook doen. Dan gaan jy by jou huis net so niks doen nie. Ja, maar pastoor, ek werk hard. Stand in the queue, ek werk ook hard. Almal van ons wat hier sit werk hard. Hoekom werk ons hard? Want ons werk om finansies te kry sodat ons aan die gang kan bly. Hoekom werk ons hard? Want die Here het ons nog 'n geleentheid gegee om hard te werk. Ons kan nog werk, ons kan nog goed doen, ons kan nog plant, ons kan nog saai, ons kan nog trekkers regmaak, ons kan nog al hierdie goed doen wat ons moet doen. Die Here het ons nog krag gegee om dit te kan doen. So dan doen ons dit. Ons doen dit tot die beste van ons vermoë. En elke ding wat ons doen as 'n priester, moet dit doen sodat die Here uit dit verheerlikheid kan word. Elke vleis wat jy hanteer, Trevor, moet jy eintlik stay en sê, mag dit 'n geseënde stukkie vleis wees vir die een wat dit eet. Moet daai vleis sommer proe en weet, hierdie is uit goddelike hande het dit vir my voorberei. Jy stuur dit met 'n seën, jy stuur dit met 'n blessing, jy stuur dit met 'n salwing. Jy sien, daar's 'n verskil as ons besef in ons gedagtegang wegdraai en net wegdraai van ek werk en ek is so moeg en ek is so dit en ek is so dit. Ja, ons is. En ons het partykeer 'n vakansie nodig. Ek dink ek moet daarso by Aaron hulle gaan inboek en net bietjie daar lê vir 2 weke en niks doen nie. Hoorie, so die eerste, tweede dag en dan begin ek hom help om gou die tuin weer skoon te maak en dan doen ons dit en dan doen ons dis wie ek is, dis wie ons is. Jy sê vir jou, jy gaan nou net lê en niks doen nie. Maar my maat, as hy tweede dag kom en begin jy goedjies ding, wat gaan ek doen vandag? Ek kan nie die hele dag lê nie. Vir my ek kan nie die hele dag aan die kooi lê nie. My rug word seer en dan raak ek geïrriteerd en dan s'ek op en dan doen ek dit en dan doen ek dit en dan doen ek dit, dan s'ek in die kantoor. Jy sien, dis wie ons is. Hulle was en hulle moes in die heiligdom dien. Hy moes intree vir die volk voor God. Die priester moet intree vir die volk voor die Here. Hoekom? In die Ou Testament kon die mens nog nie net reguit na God toe gaan. Hulle moes eers deur die priester kom. Jy sien? Hulle moes eers kom na die tempel toe, sodat daar offers gebring kan word, sodat daar sondes vergifnis kon kom. En dit moes deur die priester kom, want dit goed moes na die priester toe gekom het. Hy moes dit slag en dan moes dit geoffer word en die bloed moes op die genadesitplek gesprinkel word, sodat daar verlossing en genesing kon kom vir die een wat dit gebring het. Jy sien, dit was sy werk gewees. Die Here het vir ons as predikers vandag, as priesters van die huise, het hy vir ons iets spesiaal gebring. Ons hoef dit nie meer te doen. Ons hoef dit nie meer te doen nie, want hy het klaar vir ons die laaste bloed kom gee. Jy sien, dis besonder. Maar, dink nou vir jouself, papa, want ek praat met papas vanmôre, en die manne hier vanmôre, jong manne, hoor maar, eendag is julle ook getrou dalk.
Hy moes intree vir die volk voor God. Hoeveel keer moet tree ons in vir mekaar voor die Here? Hoekom? Want as ons in hierdie tempel kom en hierdie diens doen, in hierdie tempeldiens wat ons hier is, dan bid ons vir mekaar. Ons lê hande op. Ons bedien mekaar hierso. Hoekom doen ons dit? Want God sê ons moet intree vir ander. Ons moet intree vir ons gesinne. Priester, jy moet intree vir jou gesin elke dag van jou lewe, want dit is jou werk. Jy moet intree voor die Here vir jou gesin, vir jou vrou, jou kinders en jou hele familie en almal wat daarmee saamgaan. Jy sien, dis baie spesiaal. Ek praat met die manne vanmôre, ek praat nie met die dames nie. Want die dames het ook werk wat hulle moet verrig. En ons sal dit op 'n ander stadium lekker behandel en daaroor gesels, alles wat hulle moet doen. Hulle is ook deel van die tempeldiens. Jy sien, baie mense het my al gevra, pastoor, was daar regtig vrouens in die tempels daai tyd, in die tempel van Moses, en sê natuurlik. Aaron se hele familie het tempeldiens gedoen. Sy hele gesin het tempeldiens gedoen. Hulle was afgesonder, rein en heilig moes hulle leef, sê die skrif, sodat hulle tempeldiens kon doen. As die Here hulle in die tempel wou gehad het, nie so gesê, nee, ek roep net vir jou. Sorry. Baie keer sê vra mense, pastoor, ja, maar jy weet, die Here het my geroep en ek moet nou Mosambiek toe gaan, ek moet daar mense gaan bedien, maar hy los sy vrou en kinders alleen nie by die huis om aan te snork. Nee, sorry. Nee. Dis nie hoe die Here dit doen nie. As jy 'n vrou en kinders het, gaan die Here jou nie vat en jou wegtrek en sê, nou moet jy dit alleen gaan doen en los hulle, laat hulle maar hier aangaan nie. God het julle geroep. Saamgeroep. Is my diens net alleen? Nee, my vrou is hier, my kinders is hier. Hier's hulle, Derrick is nou net nie hier vanmôre nie. Maar hier's hulle, in die laaitjie kom kuier volgende week, so. Dan is hy ook hierso. Hy's deel. Hulle is deel. Hulle is almal deel. Hoekom? Want hulle het in 'n priesterdom ingekom en in 'n priesterdom ingebore. Hoekom? Deur 'n verbond. Ja, maar pastoor, kan ek maar Daniel vat so voorbeeld. Omdat hy my seun is, hy kan dit vat, hy's staf. Hoe word hy deel van my priesterdom? Jy sien, deur 'n verbond. Deur 'n verbond het hy deel geword van my lewe, en die dag as hulle kinders daar is, word hulle net so deel van my verbond. My verbond met hulle, en wat ons het met God. Ons word deel van die priesterdom. En hulle kinders weer, en so gaan dit aan. Jy sien, dis oorerflik. Dis 'n oorerflike priesterdom, 'n oorerflike roeping wat God ons mee geroep het. Dit gaan nie ten gronde die dag as pa sy kop neerlê, dan stop alles en dit val uit mekaar uit nie. Hoekom val dit mekaar uit? Want hulle het nie gewerk daaraan nie. En die res het nie saam in die tempeldiens gedoen nie. Almal uit mekaar uit. Jy sien, maar die oproep van die Here was daar gewees, om vir ons te sê, ons moet heilig leef, soos wat hy heilig is. Volgende ene, hy moes die wette van God aan die volk leer. Aaron moes die wette aan die volk leer. Nou broer en suster, wat wil ek jou nou vandag kom leer? Omdat Christus Jesus klaar vir ons gesterf het, en hy gesê het, hy het die wette klaar op ons hartstafels kom skryf, het ek nie nodig om elke dag vir jou die wette te leer nie. Ek het nie nodig om vir jou seremoniele wette te leer nie. Hoekom nie? Want ons is nie meer in die Ou Testament nie. Ek hoef nie vir jou al die seremoniele wette te leer en te sê, hoor hierso, hier is al die wette, 600 en dinges wette, ek kan nou nie presiese hoeveelheid onthou nie. Pastor Frans, hy sal my nou herinner het. Hulle is almal daar. Maar ek het nie nodig om dit vir u mee te kom leer nie. Hoekom? Want Christus het klaar vir ons kom sterwe. Klaar het die voorhangsel geskeur. En God het vir ons 'n opening gegee, sodat ons direk met hom kan kontak maak.
Ons het nie meer nodig om te gaan en hierdie mense te leer van die wette nie. Ons vat dit nou maar 'n voorbeeld. Om die volk te leer van die wette en te sê, alright, julle ken die wette, nou moet julle, as daar sonde is, moet julle kom en julle moet vir my 'n kalf bring. Julle moet vir my 'n stywer bring. Julle moet vir my 'n duif bring. Hang af hoe groot die sonde was, hoe groter moes die dier gewees het. Hoe meer sonde daar was, hoe meer bloed moes vloei. Dink jy hoe erg is dit? Dit moes 'n bloederige storie gewees het. Regtig 'n bloederige storie. En ek het nie nodig om dit meer vir u te leer elke dag nie, maar wat moet ek leer? Wat moet ek my gesin leer? Wat moet ek my priesterlike plig is wat? Ek moet my kinders leer. Ek moet my kinders leer, ek moet my vrou help. Want dit is presies hoekom die Here haar vir my gegee het. En sy moet gaan en die kinders verder leer. Hoekom? Want sy het die gees van die Here in haar. Sy het dit klaar. En sy moet die res gaan doen. Maar wat ons hier doen vanmôre is iets spesiaals, want ons moet hoor wat die Here van ons verwag. Right. Hy moes heilig leef saam met sy gesin. Heilig leef saam met sy gesin. 'n Heilige roeping. Die Here sê vir ons in 2 Timoteus 1:9 is daar skrif, sê hy, dat hy het ons geroep met 'n heilige roeping. Wat is dit? Heilige roeping. As God my geroep het, het hy my geroep met 'n heilige roeping. En hy sê, wees heilig, want ek is heilig, sê die Here vir ons. Ons het nie nodig om vir almal die hele tyd te gaan sê, ek is nou hoogheilig, hoor hierso, julle asseblief, ek is hoogheilig. Nie nodig nie. Die gees van die Here kla hulle direk aan, sonder dat ek eers iets hoef te sê. Hoekom raak mense, hulle raak half, as jy by hulle kom en hulle vloek of hulle sê iets skeef, dan besef hulle, sê hulle, ag ekskuus man, jammer, dan doen hulle dit nie weer nie. Wat kla hulle aan? Ek het hulle nie aangekla nie, maar God, Christus wat in my woon, God wat in my woon, my Vader wat by my is, in gees, het hulle direk aangekla van sonde en ongeregtigheid, sonder dat ek iets hoef te sê. Maar ek en u moet eers ons gesin en ons familie reg kry, sodat hulle ook kan inkom vir die tempeldiens, sodat hulle ook eendag op daardie punt en plek kan kom, waar ek en u is vandag dalk. 'n plek waar ek en u gereed is, sodat as iets gebeur met my, dan kan my gesin aangaan. Ek hoef nie bevrees te wees, as die Here Jesus Christus my vandag kom haal, wil ek nie bevrees wees, waartoe gaan ek nie. Ek wil nie daai bekommernis in my hart hê elke dag van my lewe om te dink, waar gaan my kind opeindig, waar gaan my kinders opeindig? Gaan hulle dit maak hemel toe of gaan hulle nie? Nee, ek moet daai vreugde in my hart hê. Hulle dien saam met my in die tempel. Hulle dien die Here. Dis nou hulle tyd om eintlik op te kom en hulle is besig om op te kom. Kom ek stel dit vir julle so. Sodat hulle kan inkom in die tempel werk en om een van die dae nie om te leer sodat hulle kan aangaan. Want jy sien, ons leef nie vir ewig nie. Ons sterf en dan moet iemand aangaan. Wat los ek vir my kinders na? Wat los ek vir hulle? Nou ja, kom ons gaan, en nou gaan ons 'n bietjie oor in die Nuwe Testament intrek. Dan trek ons die hele priesterdom in die Nuwe Testament. Jy sien, Christus kom en hy word die finale hoëpriester. Daar is nie meer 'n hoëpriester nie. God praat van die man wat die priester van die huis is, maar hy praat nooit ooit weer van die hoëpriester. Die hoëpriester word nou Christus Jesus. Christus Jesus is die hoëpriester. Jy sien, die finale offer was gebring. Die finale offer was aan die kruis gewees. Die kruis van Golgotha toe Christus gekom het en hy die finale offer gebring. Die bloed het gevloei, die offer was gebring, sodat elke een van ons gered kon word. Elke een. En omdat elke een van ons gered is, het die Here vir ons iets spesifieks gegee. God het ons sy heilige priesterskap gegee. Nou ja, ek wil vir u vra dat u die skrif vir my sal oopmaak.
by 1 Petrus 1 vanaf vers 13 en ek gaan vir u lees van daar af tot en met vers 25. Die opskrif sê die vermaning om heilig te wees. Hy sê daarom omgord julle lendene, julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek, hoofletter God sê, ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeels, volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het, om hom heerlikheid te gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot die ongeveinsde broederlike liefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit die rein hart, of uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in die ewigheid bly. Wat alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor, en sy blom val af. Maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Tot sover. Ons moet heilig leef. Ons moet heilig leef. Ons moet ons kinders leer hoe om heilig te leef. Ons moet ons kinders bring en sê, kom ek leer vir jou die evangelie van God. Kom ek leer vir jou die evangelie van Christus Jesus, sodat jy gered kan word, sodat jy heilig kan leef, sodat jy heilig kan word, soos wat God gesê het, wees heilig. Het God nou weer nog nuwe priesters kom roep? Nee, hy het priesters gemaak, klaar, een slag, daar's hy. Julle is priester van jou huis, en as jy priester van jou huis is, het jy 'n werk wat jy moet verrig. Jy moet spaar nie die roede nie, sê die Bybel. Spaar nie die roede nie. As hulle nie luister nie, gee hulle 'n pak slaag. As hy cheeky is, raas met hom. Moet hom nie los en sê, ag, shame, hy's so cute nie. Oormôre, as hy groot, dan sy cheeky met jou, dan slaan hy jou met die vuis. Want dan weet hy kan dit maar doen. Want pa en ma het nooit geraas en beklei nie. Hulle het nooit gedoen wat die Here gesê het nie. Hoekom? Daarom wil ek vir u sê, ek is dankbaar. My kinders is hier vandag. Hoekom? Want hulle kom dien in die tempel. Dis wonderlik, dis lekker, dis vir my heerlik as hulle hier is. En hulle kom dien saam met my in die tempel. Want die dag kom wat pa nie meer hier gaan wees nie, dan gaan hulle dit dalk moet alleenig doen. Want God het hulle geroep. Elke een van hulle is geroep. Al is dit om die mense by die deur te hallo te sê. Wil ek vir jou sê, jy is geroep, broer en suster, jy is geroep, en weet jy wat is vir my so besonder uit hierdie hele boodskap uit, dat God het die vrouens nie uitgesluit nie.
Baie keer dink mense, jy weet, hierdie ouens, baie pastore dink, hulle is nou al hierdie groot pastore, en die vrouens is maar net, weet, soos 'n ventertrailertjie agteraan. Hulle word maar net gesleep van daar tot daar. Nee. Nie deur my God nie, my God is 'n spesiale God, 'n wonderbare God. Sy naam is Jesus Christus, en weet jy wat? Hy het gekom en hy het die voorhangsel geskeur, en hy het nie gesê, alles moet deur een priester gaan nie. Hy het gesê, nou kan julle almal my naam aanroep, man en vrou. Maar gaan en maak disippels van alle nasies. Gaan heen en gaan doen wat julle moet doen. Want dit is wat God van my en u verwag, is dat ons moet gaan en dit gaan doen. Hoekom loop kerke leeg? Want die mense werk nie saam met die pastoor nie. Mense het lui geword, want it's all about me, myself and I. Ek kan nie dit nie, en ek kan nie dit nie, en ek kan nie dit nie. Ja, maar pastoor, ja, maar pastoor. As jy 'n verskoning soek, gaan jy hom kry. Nee? Jy sien, dis belangrik. Aaron, hierdie bediening wat ons het, wat die Here ons gegee het, moet ons laat leef. Ons moet ons bediening uitleef. Ons moet dit wat die Here vir ons gee, laat uitleef. En elkeen het 'n plek. Hier sit die Bible College studente, hulle sit hier so vandag. Trevor, hulle is ook in die college. Die Here het hulle geroep, want hy het 'n plan met hulle lewe. Hy het hulle geroep. Jy sien, hierdie kerk is nie die enigste kerk wat daar is nie, maar daar kom nog kerke en nog kerke en nog kerke. Die Here wil dalk hê ons moet nog kerke stig. Hoe weet ons? Ons weet nie wat die Here se plan is oor 'n jaar of 3 van nou af nie, maar dan is dit nog steeds dieselfde tempeldiens. Hoekom roep God mense om die diens te kom verrig? Want hy wil hê hulle moet die diens verrig. As God dit wou self kom doen het, sou hy dit kom doen het. Hy was hier, hy het dit gedoen. Maar hy het vir my en vir jou gelos en gesê, ek los iets vir julle. Julle moet gaan maak disippels en doop hulle in die naam van Jesus Christus. Sodat hulle vergifnis vir hulle sondes kan kry, sodat hulle die gawe van die Gees kan hê. Handelinge 2 vanaf vers 38. Jy kan dit gaan lees dit 'n bietjie. God het ons geroep om sy werk te kom verrig. Hierdie kerk het ek nou ander dag vir pastoor Frans gesê, hierdie gemeente wil ek hê moet amper soos 'n opleidingsgemeente word vir ons Bybelstudente. Sodat hulle hier kan leer, van hier af kan uitwerk, sodat nog meer mense gered kan word. Nie om die kerk vol te kry nie, broer en suster, want dis nie waaroor dit gaan nie, dan mors ons tyd as ons dink, ons wil net die kerk vol hê nie. Ek sit eerder met 10 of 5 of 6 mense, wat die Here wil dien, as met 'n vol kerk en niemand wil niks doen nie. En almal sit net terug en wag. Ons wag vir die Here om te kom. Die tyd het nou aangebreek. Die tyd is vandag. Daar is nie meer tyd om te speel nie. Daar is nie meer tyd om te mors nie. Wat los ek vir u Wat los ek vir u vandag? Ek los vir u die woord. Die woord van die Here wat ek vir u gelees het. Ek los dit vir u vandag. Die evangelie van die Here wat met sy kinders gepraat het vanmôre. Kinders, kom in die tempeldiens in van God. En elke een wat hierdie boodskap sal hoor, wat hom waar ook al gaan hoor, kinders, kom in julle ouers se tempeldiens in, laat julle kom doen wat verwag word om gedoen te word, sodat siele gered kan word, en sodat God verheerlik kan wees, in alles wat ons doen vir die Here. Dink net daaraan, as God moet eendag by jou kom staan en sê, ek is so dankbaar jy het dit gedoen, ek is so bly jy het dit gedoen. Goeie en getroue slaaf, min het ek jou gegee en baie was jy getrou.
Dit sal awesome wees. Dan sal ek sê dankie Here. Baie, baie dankie Here. Die Here sê vir ons gaan krone dra. Die dag as ons inkom in daai hemel en gaan die Here vir jou sê, jy het gedoen wat ek jou gevra het, hier is jou kroon van bekering, heel eerste, want jy het jou lewe reggemaak. Jy het heilig geleef en jy het gaan doen. Jy het ander mense gaan kry om hulle lewens te bekeer en reg, hier is vir jou nog 'n kroon. Die Here sê hy gaan ons kroon. Maar ek doen dit nie net vir die kroon nie, ek doen dit omdat ek die Here liefhet. Ek doen dit omdat ek die Here liefhet. Daarom sê ek vir u vandag, dis vir my 'n spesiale woord wat die Here vir my gegee het. Ek het al herkou so 2, ek nie geweet het presies wat nie. Julle is 'n uitverkore geslag, sê die Here. 'n koninklike priesterdom. 1 Petrus, dan moet ek dink, 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Wees heilig, want die Here sê hy is heilig. Dis wat hy wil hê. Kom ons leef heilig. Kom ons leef soos wat die Here wil hê ons moet leef. Hy sal byvoeg. Hy sal voorsien. Hy sal gee. Hy het ons nog nooit vergewe of begewe of verlaat nie. Is nog altyd saam met ons. En ek wil afsluit. Ons moet dien oral waar die Here ons nodig het. As God ons moet gebruik om te dien, dan moet ons diensbaar wees vir hom. Ons moet nie hoogheilig word, ons moet heilig word, maar ons hoef onsself nie hoogheilig te hou en dink ons is beter as ander mense, want ons is nou heilig nie. Dan kry mense mos hierdie ding wat hulle van hulle self dink, hulle is, wat noem hulle dit? Ek kan nou nie eens mooi onthou nie. Hulle dink hulle is beter as ander, omdat hulle geroep is. Die Here, my God, my Vader, het op sy knieë gegaan en sy disippels se voete gewas. En oral waar disippels en mense geloop het in daardie tyd, het hulle met oop skoene geloop. Hulle het sandals, plakkies gehad. Ons sê altyd Moses plakkies, nee, daai plakkies wat oop is. Hulle het sulke skoene gehad. As hulle geloop het van een dorp tot 'n volgende dorp, moet jy net vir jouself dink, daar was nie teerpaaie nie. Alles was grond en stof en modder en. So as hulle op 'n plek gekom het, het hulle vuil voete gehad. Dis hoekom mense het in daardie tyd, het hulle altyd 'n kom met water gehad en goed, sodat as jy inkom, dan word jou voete, dan was jy jou voete en jy was jou hande en jy was jou gesig en jy gaan in die huis in. My God het gegaan en sy disippels wat ingekom het, voor hulle gaan kniel en 'n bak met water gevat en hulle voete gewas. Dis diensbaar. Dis diensbaar. Kom ek en u wees diensbaar vir hierdie volk wat die Here ons gegee het om na hom te sien. Kom ons doen wat die Here van ons verwag en niks meer en niks minder as dit nie. Amen. Amen. Baie dankie vir daai amen. Halleluja. Prys die Here. Ek sluit net af met hierdie